Hallo aan my Christen vriende. Dis ek Rafael, vir wie julle baie lief is, julle goeie vriend en ek is ook baie lief vir julle met die liefde van Jesus. Ek het 'n boodskap vir al die atheist mense. Julle weet die atheist mense wat heeltyd leuns van Jesus vertel, wat heeltyd sê dat Jesus nie bestaan nie en dat hy nie God is nie en alles. Ek het 'n boodskap vir hulle om hulle te waarsku, om hulle lewens reg te maak. En om te begin om 'n rein, heilig, suiwer, skoon, heilig lewe te lewe voor die aangesig van Jesus. OK? Want Jesus hoor alles en hy sien alles. Hy hoor alles wat hulle sê en hy sien alles wat hulle doen. En dit maak hom baie seer. So ja, ek het 'n ernstige boodskap vir julle, al my goeie atheist vriende, vir wie ek ook baie lief is, want ek is lief vir al my vriende. Ek het 'n ernstige boodskap vir julle. Ek wil vir julle vra, asseblief maak julle lewens reg voor Jesus Christus. Asseblief. Vra vir hom om verskoning vir alles wat julle van hom gesê het en teen hom gesê het en vir alles wat julle teen hom gedoen het. Asseblief my vriende, vra vir hom om verskoning. Vra vir hom om julle te vergewe, vry te spreek na hom toe en te seën, om goeie, beter mense te word, met 'n beter hart van omgee. En vra vir hom julle te vergewe, vry te spreek na hom toe en te seën, om meer lief te wees vir hom, vir Jesus Christus en vir mense. OK? Asseblief maak julle lewens reg, want Jesus kom terug binnekort. En hy wil nie sien dat julle nie reg is nie, hy wil nie sien dat julle nie julle lewens reg gemaak het nie, en hy wil nie sien dat julle nie gered is nie. Anders is julle in groot moeilikheid met hom. Ek sê vir julle, dis nie eers 'n grap nie. Ek gaan vir julle hel toe stuur vir ewig en vir altyd, en ek wil nie dit vir julle hê nie. Ek wil hê, julle moet saam met ons en die engele in Jesus Christus lewe vir ewig en vir altyd in die hemel. So asseblief, maak julle lewens reg. Begin om rein, heilig, suiwer, skoon lewe te lewe voor sy aangesig. Hoor sy stem en luister en hoor en doen wat hy vir julle sê. Asseblief. Hy is baie lief vir julle. En hy wil nie vir julle hel toe stuur nie, julle weet. Hy het vir ons almal en vir julle gesterf op die kruis 2000 jaar gelede, om ons te red, om ons en om julle te red, vir ons sondes. En hy is baie lief vir ons, en hy gee om vir ons en vir julle. Julle is so kosbaar vir hom in sy oë, en hy wil maar net 'n relationship met julle hê. So asseblief, moenie die hand van mercy reject nie. Sy hand van mercy wat heeltyd so uitstretch, moenie dit reject nie. Asseblief, want hy stretch sy hand uit, sy hand van mercy en van genade. En hy wil 'n relationship met julle hê. En hy kan julle vergewe, vryspreek na hom toe en seën as julle hom net vra. Asseblief, maak julle lewens reg. Begin om 'n rein, heilig, suiwer, skoon lewe te lewe. Dis wat Jesus Christus wil hê. Natuurlik kan ek nie vir julle dwing nie, en ek kan julle ook nie forceer nie, want julle weet, elke mens moet kies wat hy wil doen. Daar is baie mense wat kies om die regte pad te vat, om hulle lewens te gee vir Jesus en om gered te word, en daar is die ander mense wat kies om aan te hou, om so af te gaan. Hulle wil nie gered word nie, en hulle wil nie lewens reg maak nie. So dit is maar 'n keuse om te maak, julle weet. Jesus gaan nooit ooit iemand forceer om in hom te glo nie, en om 'n lewens reg te maak nie. Maar mens kan smeek en mens kan mooi vra. En dan moet julle verder kies wat julle wil doen. So ek smeek vir julle, asseblief my vriende, bid 'n gebed, vra vir Jesus om in te kom in julle harte. Maak 'n huis vir Jesus Christus in julle harte, asseblief. En vra vir hom om julle te vergewe en julle skoon te was met sy heilige bloed wat hy vir ons en vir julle geshed het 2000 jaar gelede op die kruis. Hy het gedoen wat hy so lief vir ons, hy het vir ons gesuffer, julle weet. Dit is wie Jesus is. Hy is so vol liefde en vol deernis. Dit is wie hy is. So asseblief, maak julle lewens reg. Kom tot bekering nou terwyl daar nog tyd is. Nou is die tyd om tot bekering te kom. Want later gaan dit te laat wees. Moenie môre tot bekering kom nie,
en moenie later tot bekering kom nie, want mens weet nooit wat kan môre of een of ander tyd gebeur nie. Nou is die tyd. Nou is die tyd om vergifnis te vra, om vir Jesus te vra, om julle te help, om julle lewens reg te maak, en om julle te vergewe, vry te spreek na hom toe, en te seën. Asseblief, dis vir julle eie bes wil, my vriende. Ek soek net die beste vir julle, en Jesus soek ook net die beste vir julle. Ek is so lief vir julle. Julle weet nie eers hoe lief ek is vir julle nie. Met die liefde van ons Here Jesus Christus, en hy is ook baie lief vir julle. So asseblief, as julle na hierdie boodskap geluister het, asseblief, dink aan wat ek vir julle gesê het. Dink mooi, want hierdie is nie 'n grap nie, julle mense. Die wat nie vir Jesus om verskoning vra vir alles nie, en wat nie gered word nie, gaan hel toe vir ewig. Julle weet nie wat se suffering dit daar is nie. Mens brand daar in die hel vir ewig en ewig en ewig. Daar is vuur daar wat nooit quench nie. En die demone en die duiwel, hulle martel mens. Dit hou nooit op nie. Die suffering hou nooit op nie. Dit is so verskriklik, en dit is presies wat ek nie vir julle wil hê nie. Dit is baie erg. So asseblief, dink aan wat ek vir julle gesê het. Kom bid sommer nou 'n gebed saam met my. Here Jesus, asseblief, ek vra U om my te vergewe, vry te spreek na U toe en te seën. Kom woon in my hart, ek maak 'n huis vir U in my hart. Kom maak my rein, heilig, suiwer en skoon. En asseblief, help my om gered te word, en help my om in U te glo, ook Jesus Christus. En help my om my lewe reg te maak, om alles op te maak met U. Want ons weet, die tyd is naby, en U kom binnekort terug. Asseblief, Jesus, asseblief. Halleluja, amen. So ja, bid hierdie gebed, sodat julle gered kan word, want ek wil julle eendag in die hemel sien. Ek wil hê, dat julle tot bekering moet kom nou, en ek wil julle moet begin om rein, heilig, suiwer, skoon lewe te lewe, voor die aangesig van Jesus. Ek wil julle eendag in die hemel sien. Doen wat ook al julle kan. Julle weet, lees die woord elke liewe dag. Lees die woord van Jesus Christus, roep op sy naam, gaan kerk toe, doen wat ook al julle kan, om dit op te maak met hom, voordat dit te laat is. Want eventueel gaan dit regtig te laat wees. En dan gaan julle geen meer kans hê om tot bekering te kom nie, en om julle lewens reg te maak nie. Maar, weet julle wat, dis julle keuse. As julle hierdie boodskap gehoor het, besluit nou, nadat julle hierdie boodskap gehoor het, of julle tot bekering wil kom of nie. En as julle nie tot bekering wil kom nie, is dit baie jammer, maar daar is niks veel wat ek daarin kan doen nie. Al wat ek kan doen, is smeek en mooi vra. So ja, mag deur Jesus Christus julle seën, en mag hy baie genade aan julle betoon. En ek bid ook, dat julle sal begin om die regte dinge te doen. Word gered, maak julle lewens reg met Jesus Christus, en begin om eerder vir mense te preek van Jesus. Begin om vir mense te preek en te vertel van Jesus, dat hy vir hulle gesterf het op die kruis, vir hulle sondes om hulle te red. En bid vir hulle ook, dat hulle tot bekering kom, dat hulle vir Jesus sal begin ken, dat hulle sal begin glo in hom. Bid vir hulle ook, dat hulle lewens reg maak. Maar eers moet julle dit doen. Julle moet eers julle lewens reg maak en gered word. Asseblief. So ja, ek bid dat Here Jesus Christus julle sal seën, en dat hy julle oë sal oopmaak vir die waarheid. Okay? Wees geseënd.